Goeiemôre almal wat ek nog nie gegroet het nie. Het julle 'n geseënde week gehad? Was 'n besige week. Maar tog hier is ons. Ons is op die regte plek. As ek net so dan sluit ons hier oor dat ek kan open. Hemelse Vader, ek sê vir u baie dankie dat ons kan vergader in u naam in die huis vandag. Dankie dat u beskermde hand oor ons hou het deur die nag. En dankie dat u deur ons deur die week gedra het, dat ons weer almal hier by mekaar kan kom en die woord kan luister. Vra ek so dat die Heilige Gees my lei, dat ek die woord bring, dat dit op goeie ore val. Dan dink ek aan elke boetie en sussie wat nie hier kan wees vandag nie. Ons dink aan die mense wat in die hospitaal is ook wat nie hier kan wees vandag nie. Ons weet die genesende hand is al reeds by hulle en ons bid vir vinnige herstel vir hulle. En so vra ons alles uit genade, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die genade in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, die een wat nou nog nie weet wat is my, ek sal nie sê gunsteling nie, een van my gunstelingste versies in die woord is Spreuke 3 vers 6 wat sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. In die week sit ek en dink, ja, waaroor praat ons vandag? En ek het net nie iets, en ek het nou al geleer, wees geduldig, die Heilige Gees sal werk, die woord sal kom, maar so het ek 'n kansie en ek gaan kyk bietjie TV, kyk bietjie sport. Ek is maar iemand wat min sport kyk, ek is nie 'n baie sportiewe mens nie. Maar ek hou daarvan om Formule 1 te kyk. En ongelukkig is dit altyd op Sondag aan die gang. En so mis ek dit altyd, want Sondag is ons besig met die Here se dinge. Maar vir DStv en ons tegnologie kan jy daarna catch-up toe gaan en jy kan dit weer kyk. So doen ek dit in die week een aand toe almal nou in hulle gate is en kalm is en ek het 'n kansie. En soos ek kyk na dit, en al die reëls en dinge wat hulle het in die sport, dink ek aan hier Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë. En ek dink, ja, kyk, ek weet Jesus het al op 'n donkie gery, vir esel, maar Formule 1 kar, ek kan nou nie lekker sien hoe die twee by mekaar kom nie. En skielik, soos 'n liggie wat aangaan, besef ek, sport, daar is so baie sport. My sport is nou Formule 1. Die gunsteling sporte is rugby en atletiek, swem, tennis, ski. Daar's honderde. En elke sport het sy reëls. Daar's so baie reëls in sport. En sport gaan oor om te wen, om eerste te kom. Dit is tog die droom van enige sportman of sportvrou, te oefen, beter te raak en ons wil eerste by die wenstreep kom of die wenpaal. En soos ek dink aan dit, van kleins af, neem ons deel aan sport. Ek dink aan die graad 1-kies, as hulle atletiek doen die eerste keer. Eers hulle hardloop, hulle harte uit, elkeen in 'n baan, die juffrouens moet hulle daar in hulle baan hou en hulle het nou in die week bietjie geoefen. Dis sê as die skoot klap, moet hulle hardloop. Maar dan kry jy die wat nou as die skoot klap, daar hulle nie op vir die wedstryd nie. Hulle spring nie weg nie, hulle hardloop nie, hulle bly net daar. Ander een loop na sy ma en pa toe. Maar dan is daar tog wel die klompie wat deelneem en hulle hardloop. Maar nou kry ons die mammies hier en die paas hier in die kantlyn. Kyk, ek was nog by 'n paar skoolsporte gewees met die kinders en kleinkinders saam. Die ma skreeu harder as wat die res van die wêreld skreeu daai dag. En dis hardloop Pietie, hardloop en die arme kinders word so beskryf, hulle word distract, is die woord wat ek soek. Hulle aandag word afgetrek. Maar as hulle aandag afgetrek word, of hulle stop, ander een gesels met sy maatjie terwyl hulle hardloop, en hulle aandag word afgetrek hier van die kantlyn af. Want ons het al hier kantlyn kykers of kantlyn spelers. En die arme kinders weet naderhand nie wat se kant toe nie. Maar aan die ander kant, as hulle by die wenstreep kom, is daar gewoonlik 'n onderwyseres wat hulle vang, né? Een is eerste, een is tweede.
Want hulle is nog nie geoefend nie. Dit is 'n nuwe ding vir hulle, is iets nuuts. So hulle het nog baie nodig om te oefen en te leer. Hulle het nog nie geleer om te fokus op die wenstreep of op die eindpaal nie. So vir hulle is dit nou maar nog net 'n speletjie. Maar as hulle ontwikkel en ouer raak en groter en hulle die sport gevind waar hulle belangstel en wat hulle 'n passie in het, oefen hulle meer en hulle fokus meer op die wendpunt. Hulle word geleer om te fokus op die eindstreep, want dit is nog waarvoor jy in 'n wedloop deelneem. Met al die reëls en goed, kyk, reëls moet hulle nakom. Reëls kan veroorsaak dat jy gepenaliseer word of jy word gediskwalifiseer. So jy moet die reëls nakom. En die kindertjies is nou nog nie gewoond aan al die reëls en die ding van wen nie. So hulle is nie gefokus op die eindpunt nie of op die wenstreep nie. En selfs by rugby, as die kleintjies hier in die laerskool rugby speel, noem hulle dit billetjie rugby. Ek was eendag daar in Vogwel. My tweede oudste seun het billetjie rugby gespeel daar. Toe is daar 'n ander skool van Bloemfontein. Maar al die paas was saam, het met die bus gekom. En daar word geskreeu, hardloop! Druk hom, tackle hom, duik hom! Ja, my kinders is so verboureerd na rand. Hy gaan druk die 3 in verkeerde kant, by verkeerde pale. Want hy is nog nie gefokus op die pale en jy moet 'n 3 druk nie. Dinge op die kantlyn trek hulle aandag af. En so hulle kort oefeninge om op die einde daai wenposisie te kry. Dieselfde nog deesdae as 'n groot wedstryd soos die Springbokke speel rugby. Daar's so baie kritiek van die kantlyn af. Ek het gesien as die Springbokke 'n wedstryd speel, het ons duisende skeieregters al voor die TV. En ek het al kritiek gehoor. Daai referee, die skeieregter. Hy is onregverdig. Hy vat weer die ander span se kant. Of hy was onregverdig, dit was 'n 3 en hy ken hom nie toe nie. En as duisende skeieregters voor die TV die kant. Die arme skeieregter daar op die baan wat nie weet van hulle nie. Hulle nie hoor nie, word so gekritiseer, maar hy doen net sy werk. Dit is sy werk om die skeieregter te wees. Maar ja, kom ons kyk wat sê die woord van deelneem in die wedloop. Pastoor Pieter, ek het die week my brille onthou. Ek vergeet dit elke week, dis hoekom ek so moeilik lees. Dit is nie omdat ek nie kan lees op my eie skrif nie, maar ek het hulle vandag saamgebring. Gesiend is hy. In 2 Timoteus 4 vers 7 skryf Paulus aan Timoteus. Toe was Paulus nou al 'n redelike ou man. Skryf daar in vers 7, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here, die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hoor mooi na die. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het die wedloop klaargemaak en ek het geloof behou. In 1 Korintiërs 9 vers 24 sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar die een maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. So hy sê vir ons, die wedloop waaraan ons deelneem, soos ek het sien, die eerste ding is jy moet opdaag. As jy nie opdaag vir die wedloop nie, kan jy nie in die wedloop deelneem nie. En as jy hardloop so, volëindig, hardloop so dat jy dit kan klaarmaak, dat jy die prys kan ontvang. Dat jy dit sekerlik kan behaal. Ja, net soos die kindertjies daar op die sportveld se aandag afgetrek word en hulle fokus nie op die eindpaal is nie. So is dit in ons wedloop van die lewe. Kyk, ons wedloop begin as babietjie al. Begin hier wedloop van die lewe tot die dag wat ons sterwe. Soos ons klein is en begin met die wedloop, ken ons nie vir Jesus nie. Ons leer in ons huise en op sondagskool en op skool en in die kerke so met die tyd. So ons word sterker in ons geloof en ons weet meer, ons leer meer van die reëls
en ons word sterker in geloof, en dan kan ons fokus op die eindpaal, op die wen, op 'n wen. Dit is tog die doel, ons wil wen, ons wil eerste kom, ons wil by wenpaal uitkom. En vir ons die eindpaal is die ewige lewe. Dis ons eindpaal van die lewenswedloop waarin ons almal is. Maar ja, soos alle dinge, dis nie altyd maklik nie. So hulle sê, daar's 'n noupaadjie en 'n breë pad, so die noupad is nie so lekker nie. Altyd nie. En die wêreld trek ons aandag af. Ek meen, ons het vir Satan, hy wag net om 'n klip in jou pad te rol dat jy kan struikel. Of 'n berg voor jou te sit, probleme. Finansiële probleme. Huweliksprobleme, verhoudings. Probleme by die werk, probleme met die kinders. En dit is probleem op probleem op probleem deur die wedloop van ons. Al die struikelblokke wat hy voor ons gooi. En dan sit nog al die kritiek en al die ander probleme en kwale en siektes en jy kry jou kankers en. Daar's so baie probleme of struikelblokke in hierdie wedloop. Laat ons partymal nie weet wat se kant toe nie. So ons moet dus gefokus wees. Jy moet gefokus wees vir die wen. Ons wenstreep is die einde, die ewige lewe. Dis ons eindpunt. En ons kan dit nie ontduik nie. Ons almal gaan daarby uitkom. So ons moet gefokus wees. Hou jou oog op Jesus. Daar is die reëlboek. Al die reëls is hierin. Wat ons moet en wat ons mag en nie mag nie. So ons moet die reëls van die game leer. Dis daarin. Soos elke sport sy reëls het, daar's ons reëlboek. Maar ons is van die wêreld. So hoekom hou ons mense nie by die reëls nie? Dis dood eenvoudig. As gevolg van ons sosiale lewe. Ons lekkerder om Saterdag aan te braai en laat te kuier en 'n biertjie te drink. Hoekom sal ons nou hier wees Sondagoggend en tyd spandeer? Of ons wil in beheer wees van ons. Almal wil tog in beheer wees. Ek's in beheer. Mense, ons is nie in beheer nie. God is in beheer. Ons moet net luister. En soms is ons eie wysig. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil ons eie ding doen. Ons dink altyd ons is reg. Ek is reg. Die hele wêreld is verkeerd. Of ons self regverdig ons foute. Ons doen iets fout en sê ons, ag maar dit is nou nie so erg nie. Ry oor die stopstraat. Ek sien elke dag mense oor die stopstraat ry. Hoekom kan ek dit nou nie doen nie? Ek kan mos nou maar jou geldjie van daai in gebruik of skelm wees met 'n geldjie. Ons staat doen dit dan. Dis mos alright. Dis almal doen dit. Daai en drink 'n wyntjie saam met ete. Ek kan dit, dis mos alright. Almal doen dit. Ons self regverdig ons foute. Dis die tye waarin ons lewe wat ons so maak. So, en soms verontagsaam ons dood eenvoudig die reëls. Ons kom net nie die reëls na nie en ons los dit asof daar niks is nie. Asof daar net nie meer dissipline is nie. En ons oordeel so graag. Engels sê hulle dit mooi is, die judgment factor. Die oordeelsfaktor. Ons oordeel maklik. Het jy gesien? Sannie se man het alweer geslaan. Hy was dronk. Ons weet nie wat in hulle huis aangaan nie, ons kan hulle nie oordeel nie. Ons is die laaste wat kan oordeel. Want die woord sê vir ons, jy gaan eendag geoordeel word soos jy oordeel. Dis 'n baie gevaarlike ding, oordeel. En ons doen dit so graag, sonder dat ons dit agterkom. Maar mense moet nie iemand oordeel as hy nie in sy skoene gestaan of in sy skoene geloop het nie. Ek wil self so erg wees vandag, en ek gaan die kans wat om dit te sê, moet nie die man of vrou by die roubord oordeel nie. Dit kon een van ons gewees het wat daar staan. Ons weet nie wat is hulle situasie nie. Ons weet nie hoe daai persoon daar beland nie. Ek kan self sê, moenie die verslaafde of die moordenaar oordeel nie. Ons weet nie waar kom hy vandaan nie, wat is sy geskiedenis, waardeur is hy persoon nie. Ons kan net sê, dankie, dit is nie ons nie, en dankbaar wees. Jo, dit klink
klink asof ek met 'n skoolklas raas vandag. Ek raas nie. Maar ja, oordeel mense is baie gevaarlik. Ons moet regtig let daarop. Ek selfs oordeel partymal mense. Dit is so verkeerd. Ons moet net harder probeer. Maar ja, hoe kan ons die reëls volg? Ons wil tog die reëls volg. Ons wil die wedstryd reg klaar maak. Ons wil 'n wen kry op die ou einde. Deur geloof, genade. Daar is ons antwoord weer. Ons Bybel.